Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Leef Lig saam met my Janine Bevelou-Mander. Ons gaan in die volgende paar episodes gaan ons stil staan by wat ons van jong mense moet weet, hulle wêreld, die wêreld waarin hulle leef en ook hulle geloof. Nou kom ons wees eerlik. As jy al ooit met 'n jong mens probeer praat het, terwyl hulle op TikTok skrol en hulle AirPods in hulle ore het en terselfdertyd vir jou sê, ek luister, dan verstaan jy hoekom hierdie gesprek belangrik is. Ek moes vir myself lag, want ek moes seker maak, dit is nie AirPods nie. Duidelik is ek weer 'n bietjie agter, want blykbaar as jy 'n iPhone het, dan is dit AirPods. So, daar leer ek ook nou weer iets. Ons noem hierdie eerste episode 'n digitale Babylon. Nou, dit klink amper soos iets uit 'n Marvel fliek of 'n nuwe Netflix reeks. Maar eintlik beskryf dit die wêreld waarin jong mense vandag elke dag leef. Wanneer ons praat van 'n digitale Babylon, bedoel ons 'n wêreld wat gevorm word deur, ja, jy het reg geraai, ons slimfone, TikTok, Instagram, YouTube, AI, eindelose kennis, eindelose menings en eindelose geraas. Alles is net letterlik een swipe weg. As jy wil weet hoe om 'n suurdeeg brood te bak, of hoe om ryk te word teen 23, of om jou trauma te diagnoseer, of hoekom aliens moontlik in Bloemfontein geland het, dan is daar waarskynlik reeds 'n video daaroor. Ons leef in 'n wêreld waar almal iets te sê het. Almal het 'n opinie en almal probeer jou aandag vang. En dis hoekom die woord Babylon eintlik so gepas is. In die Bybel was Babylon nie net 'n plek nie. Dit was 'n kultuur, 'n stelsel, 'n wêreld wat mense stadig wou laat vergeet wie God is en wie hulle is. En dis presies wat met baie jong mense vandag gebeur. Dink aan Daniel. Hy was jonk, hy was bitter jonk. Toe sy wêreld uitmekaar geval het. Hy verloor alles, sy huis, sy familie, sy mense, sy tempel en sy bekende wêreld. En toe vat Babylon hom in en hulle verander alles, sy taal, sy opleiding, sy kultuur en selfs sy naam. Want Babylon wou nie net hê dat Daniel moes daar gaan woon nie, hulle wou hê Babylon moes binne in hom kom woon. En as ons eerlik is, dis presies wat digitale kultuur, die digitale kultuur vandag probeer doen. Dis nie bloot eenvoudig net tegnologie nie. Dis meer as dit. Dis vorming. Want ons skerms leer ons letterlik hoe om te dink. Leer ons wat is mooi, wat sukses beteken, wie is aanvaarbaar, wat waarheid is en selfs wat ons oor God moet glo. Ons fone dissiplineer ons soms meer as wat die kerk ons disipel. Dis nogal ontstellend as 'n mens daaroor dink. En tog, hier is die belangrike deel. Die probleem is nie dat jong mense tegnologie gebruik nie, glad nie. Die probleem is wanneer tegnologie vir hulle begin besluit wie hulle is. Want hou nou net in gedagte, hierdie Gen Z, nee, is die heel eerste generasie in die geskiedenis wat nooit 'n wêreld sonder die internet geken het nie. As jy dan dink, vir baie van ons was die internet eers iets wat heelwat later gekom het. Vir hulle is dit iets soos suurstof. Hulle leef daarin en daarom werk bediening aan jong mense vandag anders. Jy kan nie net vir 'n jong mens vandag sê, julle moet nie so baie op julle fone wees nie. Dis is om vir 'n vis te sê, moenie in water swem nie. Die digitale wêreld is eenvoudig deel van hulle daaglikse lewe. Dis waar hulle leer, dis waar hulle lag, dis waar hulle connect en leef. Die vraag is eerder, hoe leef jy met geloof binne in hierdie wêreld? Hoe bly jy soos 'n Daniel in Babylon, maar nie gevorm deur Babylon nie? En dis waar die goeie nuus inkom.
Want Daniel het nie net oorleef in sy omstandighede nie, hy het sommer gefloreer. En jong mense vandag, ja, hulle kan ook floreer. Maar dit gebeur gewoonlik deur 3 goed. Welkom, ek deel dit met jou vandag. Eerstens, jong mense het 'n ware verhouding met Jesus nodig. Hulle soek nie godsdiens nie en hulle soek ook nie reëls nie. Nie net moet dit nie doen nie. Hulle moet ontdek en ons moet hulle daarmee help. Wie is ek in Christus? Want as sosiale media elke dag vir jou sê jy is wat mense van jou dink, dan moet die evangelie harder praat as dit. Tweedens, jong mense het volwassenes nodig, wat saam met hulle die paadjie deur die lewe stap. En dalk is dit belangrik vir ons as volwassenes om te onthou. Jy weet, jong mense soek nie hierdie perfekte voorbeeld en hierdie perfekte rolmodel nie. Hulle soek egtheid en hulle wil weet dat geloof werklik werk in die regte lewe, nie net op 'n Sondag nie. Hulle soek nie mense wat net vir hulle preek nie, maar ook mense wat na hulle luister. Mense wat eerlik is. En mense wat ook partykeer sê, weet julle, ek sukkel ook soms. Daniel het sy vriende gehad en niemand oorleef in Babylon alleen nie. En dan laastens, jong mense het doel nodig. Hulle wil weet, maak my lewe saak? En die antwoord is natuurlik ja. God kan selfs 'n jong mens gebruik op Instagram, op TikTok, op kampus of by die werk, oral. Die doel is nie om uit die wêreld te ontsnap nie, maar die doel is om juis hulle te help om lig te wees binne in die wêreld. En dalk moet ons onthou, dieselfde tegnologie wat jong mense soms wegtrek, kan ook gebruik word om hoop en waarheid en die evangelie ook na hulle toe te bring. God is verseker nie afwesig nie. En die digitale wêreld het hom definitief ook nie verras of ooit ontkant betrap nie. So dalk is die groot vraag nie, nou hoe kry ons jong mense weg van tegnologie nie? Dis in elk geval so onrealisties. Dis nie die vraag nie. Die beter vraag is, hoe help ons om jong mense te help om Jesus te volg binne in hierdie digitale Babylon wat nie gaan verdwyn nie? Die vraag is, gaan ons jong mense aan hulle self oorlaat om alleen daarin te probeer oorleef? Of gaan ons saam met hulle leer hoe om Jesus daar te volg? Want dalk, net dalk, is God nie afwesig in hierdie wêreld nie. Dalk is hy reeds daar, besig om lig aan te steek in plekke waar ons dit nooit verwag het nie. Jong mense is definitief nie 'n vreemde generasie nie, hulle is 'n wonderlike generasie. Hulle is 'n generasie wat probeer sin maak van 'n lawaaiige wêreld. En dalk roep God die kerk juis nou, vir ons as ouers en volwassenes, om hulle beter te verstaan, om stadiger te luister en weer saam met hulle te leer om Jesus te volg. Ek hoop hierdie episode gee vir jou hoop. Jou besondere jong mense in jou lewe is baie uniek. Kom ons probeer hulle net 'n bietjie beter verstaan en soos ek gesê het, kom ons wees vinniger om te luister ook na hulle en hulle versigtinge. Tot volgende keer, onthou, leef lig.